Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio. Die manne is hier saam met my in die atelier. Dit is 'n mal week wat ons het hier so by Bok Radio, want dit is heeltyd broers wat by ons kom kuier. Ons het vir Lucy en vir Erik van Evoid gehad Woensdag. Gister het ons vir Christo Kobus Nick uit die eindelike broers hier gehad. En dan nog twee boeties vandag hier so, Kirsten en Karl Schlibusch. Sê ek dit Is dit reg gesê? Ja, wel daar. Okay. It's like me late boys, Drums en Drum vanaand hier so by Heroes in die huis. En dis julle eerste keer hier so in Brackenfell. Yes. Ja. Agter die boerewors gordyn. Ja, ek dink dit is nogal 'n epic venue om die ys te kom breek. Ons baie excited. Ja. Kyk, is lekker om julle hier te hê. Julle gaan groot gaan en net julle klank self. Dis my groot MK vibes wat ek kry. Jy sien, wat 'n compliment. Dankie. Ja, Dis voor sy tyd. Ek wonder of julle sou weet wat dit beteken. Weet jy, Karl, weet jy wat MK? Ek het al gehoor van MK, ek weet nie presies wat dit is, baie. maar ek weet dit is 'n cool TV Kyk, channel. as jy deep delve op YouTube, is ons nou en dan nog veral snippets van af. Ja. Jy weet daai tipe shows is goed, maar daar is MK snippets en ek het of hom 'n bietjie gaan educate en gewys want dit was wat ek gekyk het. Dit was 'n cool Afrikaans. Kyk my maat, jy's 'n baie goeie broer. Ja, kom by die huis, sit MK op, Yes. musiekvideo's rol, jy was Yes. fantasties. Dis my eerste, jy was fantasties liedjie. So julle sou perfek ingepas het daarin en ek love die sound wat julle uitgebring het. Die wat nou nie weet wie Droomsyndroom is, die oningeligtes. Wat is Droomsyndroom? Ons is twee boeties van Pretoria en ons hou van musiek maak en so mense happy voel. En toe het ons 'n band gemaak met 'n makliker naam as die Schlebusch Broers of Bush Broers. Ons het aan baie name gedink. Ons baie bandname. Droomsyndroom spel maklik, sê maklik en ons is groot op drome. So En- dis waar dit gaan. En dit vloei ook mooi. Ja, dankie. Lekker. So 'n bietjie verder in die klank, dis net julle twee wat die musiek maak. Julle kry elke nou en dan 'n klein bietjie hulp in. Julle het 'n bietjie saam met Spoegwolf gespeel, saam met Van Pletsen. Om saam met so gepraat van die klank en die MK, saam met Van Pletsen te werk. Ja, hy is nou baie, ek weet nie baie mense dit weet nie, maar hy het so 'n studio in Pretoria by Johannesburg se kant en hy produce eintlik baie. Peach. Ja, en hy doen soos Peach nou van Pletsen. En soos ons het die laaste paar songs by hom gedoen en laat hy soos help in die studio want hy het so sulke cool oor as dit kom by unieke klanke en soos jy sê daai MK daar en al so dit is ons werk baie saam op in studio. So ons het die songs geskryf het en sê add bietjie flavour, wat kan cool wees en dan brainstorm ons. Karl, ek hoop jy soet as jy by Oom Peach gaan kuier. Ek probeer dit wees. Maar Oom Peach is daarom hy is nie super streng nie. Ja, Karl is 'n sweetheart en baie way te soet vir 'n 17-jarige. So jy is op die dromme want ek onthou 'n paar jaar terug toe net voor of net na ons probeer nog die logistics Die en die timeline. timeline uitwerk met daai sonneblom. Jy was daar, jy het die dromme amper geslaan, jy het die ukulele gejol ook, wat doen jy? Maar basically ons het begin Droomstrum kom eintlik van lockdown af. Dis ek en Kirsten leer saam speel het en dis waar ek dromme ook geleer speel het. So oorspronklik speel ek dromme, maar ek het nou ook geleer ukulele speel en basgitaar en bietjie sing. So ja. En kom julle van 'n musikale familie af? Ja, so ons is baie lucky. Ons ouers het 'n musiekskool. So ons het nogal ek dink my ma het my van klein, ek was soos toondoof, ek kon glad nie sing nie, ek kon nie die koor maak Trust my, ek kon reg. Ja, en my ma het gesit saam met my en my gehelp die note kry en ek het gitaarlesse toe begin doen en maar so ek kan of musiek gevind as 'n baie cool manier. Was eintlik vir my nog baie cool om jouself te kan express en net die impak te sien wat musiek doen op ander mense was ook vir my amazing. So. Ja, net vir die ander kinders wat ook nie die koorgroep haal nie. Jy hoef nie te worry. Ek die eerste keer in daai saal kom en hulle vra of my ek moet sing, dis hulle vir my vir jou 'n paar en 'n coke gaan wag ons al buite. Ja, wag maar net buite. En dan sal ons vir jou roep as ons klaar is. Nice. Dis Droomsyndroom saam met ons hier in die atelier. Ons gaan bietjie verder gesels oor hy sonneblom, al die ander opwindende goed wat ook nog opkom, bietjie delve in Droomsyndroom se lore en dan ook deesdae met musiek releases en baie van julle goed op Spotify. Dit is enkelsnitte, ons 'n EP daar. Die albums gaan nog kom, maar weet is dit ons kan nou daaroor chat en Spotify. Okay. Yes. Droomsyndroom as jy pas ingeskakel het hier in die huis saam met my in die atelier. Dis lekker om julle hier te sê welkom. Hallo daar. Vertel ons net van, jy weet, ons het 'n bietjie gepraat van dit kom van COVID tye en ons praat nou van hoe musiek verander het en hoe die industrie verander het, maar TikTok en daai tipe video's regtig word vir julle die deur oopgemaak vir in die musiek scene. Ja.
Nee, dit het definitief baie bygedra aan ons carrière. Ek dink die tyd baie verander, soos ook vroeër gesê het van die MK daar. Dink ons baie anders te doen. So. Ja, dis nogal crazy om te dink ons het 'n simpel, ek dink die video was wat so 30 sekondes, 40 sekondes by ons swembad geneem. So die liedjie was die liedjie klaar geweest En of was glad dit nie, net daai wat jy gehad? So ons het hulle noem dit 'n demo track, nee, dit is nou mos as hy nog baie rou is. Ek dink ons het net die ukulele en net daai ting ting ting. Ja, dit was daai dingetjie gerekord en sommer by die huis op so op 'n ek dink ek nog my vocals gedoen met die foon. Ja, verself. En so op 'n app net daar bymekaar gegooi en ons tog toe kom ons try nou 'n bietjie die TikTok ding. Ja. En toe staan ons by die swembad en Kaat nog sy skokklere aan en hy het 'n burger geëet nog toe mors hy so groot stein op Ja. die temp op die das. Ek sê vir hom weet jy wat nee, ons moet die video nou skiet, die son gaan afgaan. En ons skiet toe die video en ons sê net hallo, ons is Kirsten en Kyle en ons het 'n idee vir 'n song en ons het hom toe gepost en ek dink dit was binne 'n paar dae uit wat so 250.000 views gekry. Toe gaan daai ding uit en mense kom met hulle like it en ek is soos okay, shit, wat gaan ons nou doen? ons het die song nou klaarmaak. En ons het nog soos op TikTok daai live gedoen en dan kan mense gifts stuur dat ons actually soos geld bymekaar kan maak net om die song te rekord. En ek dink al was soos ek kan nou net nie haar username onthou nie, maar sy het soos vir ons R1,000 nog gestuur en ek was soos oh my word, dit is amazing. En maar ons rekord toe alles self toe by die huis en ons stuur dit toe vir mixing en mastering, laat dit dan net 'n bietjie fancier klink. Maar alles het self gedoen en ons sit die song toe uit en toe ons weer siens gaan hy nommer 1 en dit is net soos 'n crazy. Wat ons nog steeds weird is, maar die droom, I guess, en dit is waar die naam ook vandaan gekom het, is jy volg jou drome. Ja, jy moet die syndroom hê om te kan droom. Ja. En dit is enige klank wanneer jy praat van die klein wat is dit? Is maar net 'n elektriese Dit is klavier, as piano? jy so mense wat met musiek maak, nee, so Logic is Apple se musiek, wat noem hulle dit 'n interface wat jy goed kan bou. Op is GarageBand. Ja. Ja, So dit was actually Sonneblom was gemaak op GarageBand eers. Dis is een van die eerste synth samples is daai geluid. Dit is so synth klaviertjie. En ons het net ietsie gemis vir die ukulele en toe sit ek so in speel en toe kom ons op met dit en toe dit vir ons is amazing. Want dit is Toe skryf hy homself. dis uniek en dis kom ek praat van die MK want dit is 'n unieke soos 'n Dankie. alternatiewe klank en is lekker en is vars en julle is twee jong latte met 'n baie groot toekoms. 17 jaar oud in graad 11. Ja. Hoe balanseer jy dit alles? Ek moet so op die oomblik dis bietjie moeilik veral om by die skool uit te kom en obviously eksamen begin nou al klaar. Jy DIY alles. Basically. Ja, basically, maar in die dag doen ek skoolwerk en die ander doen ons shows. Dan raak ons Afrikaans groot. Ja, nee dan. Raak ons studies. Ag, hy's okay. Ek moet soms 'n bietjie by die oor weet kry en soms sê hoor jy moet ook fokus op jou skool, kry net jou matriek ten minste en ou en ag hy's eintlik nogal slim. Hy skiet homself aan die voet hier nie so baie te leer nie, maar hy's slim en hy kom deur goed en dis amper klaar ook, hè. Hy is 'n goeie ouer broer. Laat hom dit sê. Hy Sonneblom nou al 3.003.021 streams gehad nog vanoggend op Spotify. Dis net op Spotify. En dan byna 500.000 op 'n paar van julle ander liedjies. Julle het ook Hy Sonneblom in Nederlands opgeneem. Is daar 'n koneksie daar? Want julle van ek gaan dit net gou weer probeer uitspreek. Dit is Schlebusch. Ja, wel dan. En Karl Schlebusch. Ja, dit is kyk ons was genooi laas jaar om saam met Van Pletsen en Illy B Nederland toe te gaan. Om vir hulle te open daarso en ek meen dis amazing. Ons het 1 jaar celebration van Sonneblom van die release tyd was 1 jaar presies toe ons in Amsterdam en toe ons het soos in hierdie is vir ons 'n amazing jy weet van waar ons by die swembad 'n videoetjie geneem het en nou kan ons in Amsterdam 'n show doen. En ons het eerlikwaar gedink niemand gaan dit ken nie want hy is net die opening band en maar toe ons op die stage klim en ons die song speel, toe mense actually saam gesing, wat vir ons amazing was en toe het ons besluit vir daai show wat ons gaan speel daar gaan ons Hy Sonneblom vat en Nederlands vertaal, sodat ons vir die Nederlandse mense wat daar was ook kom verduidelik wat die song oor gaan. En toe leer ons die song, ons oom is daarom Nederlands, so hy het ons hy's van Nederland af, so hy het ons bietjie gehelp met die vertaling. En toe het ons sommer net release ook, dat die mense 'n bietjie voor die tyd kan luister. En dit was net super special. En hulle was soos, ons het nie so lekker die Afrikaans verstaan nie, maar ons het daai song verstaan. Jy het 'n Afrikaanse aksent, maar ons kon hom verstaan en dit is amazing. En dit was net so 'n special moment, net om te sê, ons het hierdie geleentheid om
bietjie daar te gaan kuier, so kom ons doen 'n sang in julle taal. Dis So, dis ongelooflik en dit is altyd maar lekker om te sien hoe twee broers saamwerk en 'n sukses maak en weet, dankie. keeping it in the family is like a close. Ek meen julle is daar van die noorde, julle kom kuier nou bietjie in die Kaap. Julle is nie so baie hier nie. So hoe vind julle dit hier in die Kaap? Want julle as ek nou kyk na die hare en die staal, julle lyk vir my soos Kaapenaars. Ja, Ek het die laaste paar maande oorweeg ons sit hard om Kaap toe te ja, trek. praat ons nou meer hier kom optree, want Ja. I mean, obviously begin jy maar in jou hometown en dan begin jy 'n bietjie uitsprei en ons het nie regtig gedink ons mense in die Kaap wat ons ken nie. So ons het al kind of dit so 'n bietjie uitgestel, maar ons het hierdie jaar besluit ons gaan nou baie meer kom en so ja, ek dink ons hierdie voel vir ons is 'n tweede huis. Die kultuur is awesome. Ons love surf en die see nog altyd. So I mean, ja, nie dat dit hierdie see so warm is nie. Bellito, Durban se kans 'n bietjie warmer, maar ag, dis amazing. Love it. Lekker, is ongelooflik om julle hier te hê. Julle is vanaand hier by Heroes. Vir die mense wat julle nou nog nie gesien het op die stage nie, wat kan hulle verwag van julle show? Hulle kan definitief baie energie, groot vibes en ons probeer ook ons hemde uittrek. So Hey, Ja, Kyle is nog altyd so as jy, Ek's in. hoe groter die gees raak, dan gaan die hemp uit, die drummer die sweet begin loop, ons Joel. So ja, ons is baie excited. I mean, Heroes Cafe, wel, restaurant is 'n amazing plek. Ons is dit is soos ons sien dit tog altyd net op die video's van ander kunstenaars wat hier gespeel het. So ons kan nie wag nie. En ons 'n bietjie FOMO. Awesome is. Ja nee, ons moes dit doen en dit is hoekom ons dit aangepak het. So ja. Daar's nog so 'n eentjie vol kaartjies oor Heroes.brackenfell.net. Spring nou op, maak jou plek vas voor dit te laat is. Dit is vanaand hier so by Heroes Brackenfell. Hulle begin om by so 7:30 se kant. Ja, 7:30 dan of 8:30 altens begin die show. Diere maak 6:00 vanaand oop. Julle het ook julle bring julle musiek uit. Daar's nog nie 'n album nie, ons 'n EP wat uitgekom het in die vrystellings en dis nou die ding met stream en Spotify en al daai klas van dinge. Ek meen dit help nie noodwendig om 'n album uit te bring nie, want mense luister nie meer volledig deur albums nie. So in elke 2 maande 'n nuwe release uit te bring, is dit die mikpunt, wat is dit wel vir julle? Ag ek dink soos jy sê dat dit die manier hoe mense musiek luister het bietjie verander. En ek dink ons is maar vir ons gaan dit oor in plaas van om 'n bulk songs once te drop, like ons nogal om dit so in fases te doen. Maar die plan is obviously ons het nou klaar 'n nuwe song begin tease wat 'n Engelse een gaan wees. Dit is 'n groot challenge wat ons bietjie aanpak is om Ja, so 'n stukkie van hom. het jy hom actually. Then you said, move your feet to the rhythm of the music, beat, move your body. 'n Stukkie Engels so. You can follow me, move your feet. So hoekom Engels? Ja, ja, dit is ek cool. moet sê, Jy was nou quick hoor. Jy het hom nog opgelaai gewel dan. Ja nee, ek dink vir ons was dit 'n big thing. Ons het 'n paar shows begin Joel en Engelse mense het na ons gekom en sê I like that Hey Sonneblom, but can you drop us a lekker English tune? En dis ons is okay, ons sal 'n bietjie dink daaroor en toe op ons socials en Instagram en TikTok het mense ook gekomment, I don't understand Afrikaans, but I like your vibe. En dis ons is ag weet jy wat, kom ons try dit. Why not? Ja. En toe het ons nou so 'n teasertjie gepost en I mean die respons al klaar is soos in crazy. Julle en teaser post op social. Ja, Julle moet weet dit gaan Maar werk. ons hou van dit om ons like om mense se inputs te hoor. En ons wil net iets uitsit en ons mense soos ons stel nie belang, jy weet, ons wil musiek maak vir mense omdat dat hulle dit kan geniet. So ons like dit om so 'n teasertjie te post en dan sê hulle wat dink hulle. Ons sê. Maar kom ons luister gou wat dink die mense op ons WhatsApp. Hallo Zian, great show. Jo, ek is 'n massive aanhanger. Sal jy asseblief vir droomsindroom vra watse een is die droom en watter een is die sindroom? Hy het dit nou nie duidelik gemaak is. Hy 'n aanhanger van my of van jou? Ek dink van alles. So Die vibe. So wie is die dromer? Uh, En wie is die sindromer? ek dink probably Kirsten se dromer. Ja, ek Syndromer. voel ek sien dromer, Kaltie se dromer. Hy is nogal ek moet hom so 'n bietjie meer in check hou. Hy like van boelig wees. Ja, gewoon ons dit is so mooi mengsel, né? Want as jy kyk droom klink ook soos 'n droom en droom. Ek dink ons albei is eintlik droom en ek weet nie Ja. wat sin nie, maar Ja, jy's so 'n bietjie meer die sindroom, ek moet Ja. sê. Ja. Dan het hierdie stukkie. En nou daai twee broers wat daar by jou is, dis die nuwe groot ding in Suid-Afrika volgens my. Oh wow. Ons sê. Ja. Sê as ons hierdie ou kan glo. Ja, dit is Amazing. amazing. Ek kyk ons hoor eintlik so min soos sulke tipe goeders. Ons sit nou lekker in chat en ek vergeet actually mense luister. Baie dankie dat julle luister. Maar baie dankie dat jy is vir hierdie terugvoering. Dit is al
Dis crazy. Dan sê, so nuwe musiek wat julle uitbring, julle het onlangs Plek vir my uitgebring, is so 'n paar maande terug gewees. Vertel vir ons 'n bietjie van Plek vir my. Ja, Jessie, dit is die eerste song waar Karl bietjie sing. Ja, en byspeel. Ja, hy speel basgitaar ook. Hy het dit geleer vir die song. Ja, my stem het finally gebreek, so ek kan nou redelik noot begin hou. Hy sit deur daai voice Van crack. 'n laasweek gebring. Ja, letterlik. 2 dae terug, 2 dae terug. En toe besluit ons kom ons maak 'n bietjie 'n song waar hy ook kan feature en saam sing. En toe het ons hierdie akoestiek kind of rustiger song wat net gaan oor waar jy jou plekjie in die wêreld kan vind. En ja, dit is 'n special song vir ons en ek dink dis bietjie anders, jy weet gewoonlik is ons nog hierdie paar hier, die lekker vibe en die happy vibes se sonneblom en Plek vir my was net so 'n bietjie van 'n waar vind ons plekkie en ons praat daarvan dit tussen mense wat droom en so nou dan skelm vry. Jy weet lus is vir die lewe. Dis awesome. Dit is Drooms en Droom, bietjie saam met kom kuier, hulle is vanaand hier so by Heroes, maak seker jy vang hulle is Kirsten en Karl Schlibusch. Stroom Heroes, Brackenfell en net maak jy plek vas vir vanaand. Dit gaan een helse partytjie wees. Boys, sterkte met vanaand, geniet dit, gaan groot en bly lekker wees en just keep on doing the good way. En dankie vir die chat. Dis cool. Groot amper sê probleem. Groot probleem. Ons het Drooms en Droom Plek vir my vir jou net na die. Bok Radio. Ook op Bok TV.